Right, voordat ons begin, Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Ons het nou al so 'n paar weke bietjie gaan kyk daarna. Hy sê vir ons, daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat voor ons voorlê met volharding hardloop. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en die volëinder van ons geloofswedloop. Dan praat hy oor Jesus en dan sê in vers 3, dan sê hy, dink aan hom wat soveel vyhandigheid van sondaar mense deurstaan het. Dan sal julle nie uitsak en tou opgooi nie. So hier kom hy en hy praat vir ons oor die geloofswedloop wat soos 'n resies is wat ons hardloop. Maar dan praat hy hierso van dan sal ons nie uitsak en tou opgooi nie. Die idee van om moeg te word, om spoed te verloor in die proses. En hy tel vir ons daai selfde beginsel op in vers 12. So Hebreërs 12:12 en sê versterk daarom daardie hande wat slap geword het en die knieë wat knak en maak julle hardloopbane reguit. Dan sal die lam ledemate nie ingee nie, maar eerder beter word. En so hier kom hy en hy praat oor moeg word. Die konsep van dat ons besef ons hardloop en ons word moeg. Nou wat ek wel weet, is wanneer ons moeg word, dan sê en doen ons stupid goed. Is dit so in jou geval ook? As ons moeg raak en hier's die realiteit en ek meen ek kan nie en 'n mens voel sleg daaroor, maar die keer wat ek die meeste skade in ons huwelik gebring het, was op kere gewees dat 'n mens moeg was. Kere wat 'n mens die meeste skade gemaak het in die mense om 'n mens, is wanneer 'n mens moeg is. En wanneer jy moeg is en wanneer jy nie weerstand bied nie en jy probeer veg net vir jou eie resources, ek dink is wanneer ons die meeste skade maak. En so die beginsel is dit, as ek en jy moeg raak, is daar twee goedes wat ons eintlik toe moet pas in ons lewens. Nommer 1 is fisies rus. So daar's 'n rede dat God 'n Sabbatdag in plek gesit het. Daar's 'n rede dat ons is supposed is om 'n dag af te vat. En daar's 'n rede dat ons supposed is om 8 ure slaap in te kry. Nou min van ons kry 8 ure se slaap, maar hier's die beginsel. As ek en jy moeg is, moet ons rus. Punt. Dit help nie jy stryd daarteen nie, dit help nie jy sit vir jou ander goedjies in plek nie. Nou as jy baie gerus het, dan gaan ons jou 'n hele ander preek vir jou gee en raak betrokke iewerste. Maar dis nie daai preek vandag nie. Die beginsel is hy begin praat van moeg wees en ons weet 'n beginsel, een beginsel ons moet fisies rus en die tweede een en hy gaan dit vir ons hierso sê oë vasgenaal aan Jesus. Dis die twee beginsels wat ek en jy as ons moeg raak moet vashou. Nommer 1 is die feit dat ons moet rus en nommer 2 is dat ons oë moet vestig op Jesus. En in 'n oomblik wanneer ek en jy ons oë vestig op Jesus, dan beteken dit is in 'n oomblik van aanbidding, in 'n oomblik van wanneer ek sy teenwoordigheid ervaar in my lewe en ek doen dit deur gebed en ek doen dit deur praise and worship en ek doen dit deur die woord te lees, maar dis tyd spandeer saam met die Here want dis net daai twee goeters wat my krag gee wanneer ek moeg is. En wanneer ek nie meer kan nie, dan moet ek fisies rus en ek moet by die Here uitkom. En ek dink dis die eerste beginsel. Nou wanneer ek en jy Hebreërs 12 vers 14 tot 17 lees, met die idee dat hy praat van ons wat moeg raak, gaan sy fokus nie rus wees nie. Sy fokus wat hy vir ons gaan sê in hierdie volgende paar verse, is nie dat ek en jy moet gaan tyd maak en bietjie gaan slaap en bietjie by die fokus is dat ek en jy ons oë vasgenaal sal hou op Jesus. Dat ek en jy in ons hele wese dit sal doen. Want hier's die groot ding, is as ek en jy moeg is, dan verloor ons kapasiteit. En as ek en jy kapasiteit verloor om goeders te hanteer, dan gryp ons na goeders wat tydelik en onmiddellik is. So met ander woorde, jou goeders waarna jy gryp is anders as die goeders waarna ek gryp. Dalk is dit 'n chocolate, verstaan jy? Dis iets wat onmiddellik vir my beter laat voel en dit is in hierdie oomblik is dit net tydelik. Oor 'n halfuur weet ek nie eens van daai chocolate nie. Maar die idee is dis tydelik en is onmiddellik. En dis wat ons doen die oomblik as ons moeg is ons gryp na hierdie goeders. En dis wat hy eintlik vir ons gaan sê. So hy gaan nou vir ons volg met 'n resep. Nie wat die rus vir ons gaan aanspreek nie, maar dat ons oë vasgenaal sal hê op Jesus.
En onthou nou wat ons nou gedoen het heeltyd met die hele boek van Hebreërs, is ons het konstant gesê dat Jesus is beter as. Jesus is beter as die engele, Jesus is beter as die profete, Jesus is beter as Moses, as Joshua, as die hoofpriester. Sy priesterskap is beter as dit van Melchisedek. Die verbond wat saam met Jesus kom is beter as die ou verbond. So Jesus is bo alles gesit en hy wil vir ons sê, mag jou oë vasgenaal wees op hierdie Jesus. Dit gaan sy hart wees. Vasgenaal op hierdie Jesus, dat ek en jy nie moeg gaan raak nie, en dat ons moet dan dieselfde doen wat hy vir ons gesê het in Hebreërs 12 vers 1, raak ontslaaf van elke gewig wat ons terughou. En ek sê dit vir jou op die skerm, Hebreërs 12, hy sê, daai elke las, en dan selfs van die sonde wat ons terughou, en dan op die volgende slide, met ons oë vasgenaal op Jesus. So dit gaan sy hart wees, dis wat hy vir my en vir jou gaan sê, en so, dit mag dalk 'n tonetrap sessie wees, maar die doel is dit, dat ek en jy besef dat ons ontslaa raak van hierdie goeters, en wat ons laas week nou bespreek het, is deel van hierdie ontslaa raak. Partykeer beleef ons die Here se dissipline, en dissipline en straf is nie dieselfde nie. Ek gaan nie daai ouetjie repeat nie, maar die hart is dat ek en jy hierdie gedeelte net sal begin besef. So kom ons gaan kyk, Hebreërs 12 vers 14, hy sê, streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en daardeur besoedel word nie, en ook dat niemand sedeloos of goddeloos optree soos Esau nie. Hy wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg prysgegee het. Julle weet immers dat, toe hy hierna die seun wou beerf, hy afgewys is, want hy kon dit nie wegvind tot gesindheidsverandering nie, alhoewel hy dit met trane gesoek het. So hy begin vir ons met, en as ek begin met hierdie gedeelte, begin ek met Esau. Ek begin met die laaste gedeelte, vers 16 en vers 17, waar hy verwys na Esau. Hy vat ons na 'n hele punt toe en hy gaan ons sê, maar moenie wees soos Esau nie. Nou, as ek en jy Esau se storie gaan lees, Esau se storie lees ons in Genesis 25, en jy ken die storie baie goed. So ons weet dat Abraham het 'n seun gehad met die naam Isak, Isak het 'n vrou gehad met die naam Rebekka, en hulle het tweeling seentjies gehad. Eerste tweeling seentjie is gebore, en hy's baie rooi en baie harig, en so toe noem mamma vir hom Harig. Jou naam is Harig. En ons ken hom as Esau, en dan het ons die tweede boetie wat uitkom, en hy gryp sy boetie aan die enkel, en toe noem mamma hom jou enkelgryper, dis sy naam gewees. En ons ken dit natuurlik as Jakob, die figuurlike interpretasie van dit kan wees 'n bedrieër, maar Jakob en Esau word groot, en deel van dit was 'n profesie gewees, om te sê dat die ouer broer sal die jonger broer dien. Dis die hart agter dit. Maar dan die storie waarna hy hierso verwys, is op 'n stadium weet ons dat Esau was 'n ou gewees wat geleef het in die veld. Hy het gehou van buite wees. Hy het gewerk buitekant. Jakob was die seun wat binne in die huis Netflix gekyk het en games gespeel het. Dit was wie hy was. So hy was baie meer geleef in die huis, en op grond van daai kom Esau op 'n stadium van buitekant af, en hy is baie moeg. Hy het hard gewerk, hy kom terug, en sy broer is besig om sop te maak, en hy sê, gee vir my asseblief van die sop. En hy sê toe vir hom, ek sal vir jou sop gee op een voorwaarde, jy gee vir my jou geboortereg. En hy sê toe vir hom, ek is doodmoeg. En wat gaan beteken, as ek hierso doodgaan, wat gaan my geboortereg in elk geval vir my beteken? En in daai oomblik, gee hy sy geboortereg weg vir sop. En dis wat ons sien, en dan weet ons, as ons sy storie later verder lees, weet ons, dan bedrieg Jakob hom om sy geboortereg wel by hom weg te vat. Maar die beginsel waarna die skrywer vir my en vir jou hierso gee, is dat Esau het sy geboortereg opgegee vir iets wat tydelik is, en vir iets wat onmiddellik is. Hy het gegryp na die ding toe wat hom in daai oomblik vervulling sou gegee het. En dis die ding waarna ons moet versigtig wees. En dis die ding wat ek gesê het, die oomblik wanneer ek en jy moeg is, en die oomblik wanneer ons skade maak,
Dis gewoonlik omdat ons gryp na hierdie goeders wat in hierdie oomblik vir ons tydelik vervulling gee en wat onmiddellike vervulling gee. En dis wat vir hom sy grootste krisis gaan gee. En die eerste paar verse, vers 14 en 15 en die eerste stuk van 16, gaan vir my en vir jou 5 areas gee wat maak dat ek en jy nie soos Esau sal gryp na die tydelik en onmiddellik nie. Dit gaan lynreg teen die begeerte gaan om te gryp vir die onmiddellik. En so dis wat vir my en vir jou in hierdie eerste gedeelte gaan. So die eerste punt waarna ek en jy gaan kyk, en hy begin vir ons vers 14, streef na vrede met almal. Streef na vrede met almal. Nou as ek en jy hierdie gedeelte wil bietjie mooi afbreek, om hom bietjie beter te omskep, kyk ons na Romeine 12 vers 18 en vers 19. Romeine 12 vers 18 sê die volgende. Hy sê: as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So hier is die beginsel. Ek en jy moet vrede najaag met al die mense. En partykeer is dit van jou kant af wat jy vrede maak met iemand en hulle wil net nie hoor nie. En dis fyn, want hier is dit sover dit van jou afhang, jaag vrede na. Jy gaan van jou kant af probeer jy vrede maak, en as daai ander persoon nie wil vrede maak nie, dan is dit hulle probleem. Maar jy moet jou kant skoonhou. Dis wat Romeine 12 vir ons gaan bietjie afbreek in terme van hierdie jaag vrede na. Maar wat Romeine 12 vers 19 vir ons sê, en hierdie is nou wat dit nou vir ons begin moeilik maak, want hierso sê hy vir ons, en hier praat God nou, en hy verwys nou eintlik na Deuteronomium 32 toe, en hy sê, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê God. So met ander woorde, ek en jy moet een beginsel verstaan, en hierdie beginsel is dit, daar's 2 goed wat God nooit deel met mense nie. Nooit. God deel nie hierdie 2 goed met mense. Nommer 1 is sy heerlikheid. God deel nie sy heerlikheid met ons as mens nie. Geen mens kan in die heerlikheid van God deel nie, punt. Hy deel dit nie met mense nie. Nommer 2, God deel nie sy wraak met mense nie. Met ander woorde, die wraak behoort net aan God. Maar hier is die groot ding, daar's gebeur iets in ons as mens wanneer ons wraak wil neem op ander mense. Want hier is die groot ding, al was 'n studie gewees in 2004, toe het hulle 'n studie gedoen om te gaan kyk, wat is hierdie impak van wraak op mense se lewens? So, wat gebeur as iemand jou te nakom en jy wil iets doen om hulle terug te kry? En wat se effek het dit op jou fisiese brein? En hulle het basies 2 mense in 'n vertrek gesit, en hierdie ouens was besig, en ek kan nie lekker uitfigure wat 'n game was of iets soos dit nie, maar dit was soos 'n tipe game gewees, en dan het die een ou doelbewus die ander ene benadeel. Maar dan was daar 'n manier gewees vir hierdie ou om hom te kon terugkry. En dan het hulle sy brein getoets en gekyk wat gaan aan die gang in jou brein die oomblik wanneer jy ou kan terugkry, wanneer jy hierdie wraak kan neem op hierdie persoon. En hulle sê dieselfde impak op jou brein is wat gebeur as jy kokain gebruik of wanneer jy seksueel aangetrek word teenoor iemand anderste. Daai selfde effek is wat plaasvind wanneer jy wraak neem teenoor iemand anderste. Daai gevoel, daai bevredigende gevoel is wat plaasvind in jou brein die oomblik wanneer jy jaag vir die wraak, die om jou terug te kry tipe konsep. En dan moet ons verstaan dat daar is 'n addiction wat plaasvind in terme van hierdie wraak neem. En ek meen dis hoekom Hollywood nogal kon capitalize op hierdie konsep van om wraak te kan neem op iemand anderste. Maar hier is die beginsel. Is hy kom hierso en dan sê hy, aan my kom die wraak toe. Ek vergeld. En dis wat gebeur. Die oomblik wanneer ek en jy hierdie bevrediging voel van ek gaan jou terugkry, is ek en jy nie meer besig om vrede te maak met mense nie. En dis wat dit moeilik maak, want dis nou presies dieselfde wat met Esau doen, is ons gryp na daai ding toe wat vir my lekker voel. Dis onmiddellik en dis tydelik. Dis iets wat my in hierdie oomblik laat beter voel. Iemand het iets aan my aangedoen en ek verlekker my in die manier as iets terug gebeur het met hulle. En ek dink dis die krisis. En juis, hy sê vir ons, Hebreërs 12 vers 14, hy sê streef na vrede met almal. En dis wat dit moeilik maak.
Dis nou, ek en jy kry hierdie goeders gewoonlik net reg met ons oë vasgenaal op Jesus. Dis al wanneer ek en jy hierdie ding doen. En dan die tweede ene, so nie net streef na vrede met almal nie, maar ook na heiligmaking toe of om heilig te leef. Nou wanneer ek en jy praat van hierdie heiligheid, moet ons verstaan dat ons kry 'n posisie van heiligheid en ons kry 'n proses van heiligheid. Die posisie van heiligheid is wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, en hierdie was deel van ons studie gewees met Hebreërs 10. Toe Jesus sterf aan die kruis, toe gee hy vir ons 'n posisie van heiligheid. Hy verklaar ons heilig. En ons gaan kyk daarna, Hebreërs 10 vers 10. Deur die wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. So met ander woorde, ons heiligheid kom deur die offer van Jesus. 1 Korintiërs 1 vers 30. Deur hom is julle in Christus regverdiging sowel as heiligheid en bevryding. So met ander woorde, ons beleef hierdie op grond van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Dis my posisie van heiligheid. Maar dan moet ons verstaan, nie net het ek 'n posisie nie, maar nou moet daar 'n proses van heiligheid plaasvind in my lewe. So voor God is ek as heilig verklaar, maar hier op aarde moet ek nou begin streef om heilig te leef. So ek en jy word geroep om heilig te leef. Moenie vir mense sê, maar ek is nie heilig nie. Jy moet heilig leef. Dit word uit ons uitgeroep. Dis die proses van heiligheid. Hebreërs 10 vers 14, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. So ons is nou in die proses van heilig word. 1 Petrus 1 vers 14, hy sê as gehoorsame kinders, moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos wat hy julle geroep het, heilig is, moet julle hele lewe wandel en heilig wees. Dis wat die doel is ek en jy moet nou leef in hierdie heiligheid. Dis die proses van heiligheid. So jy het 'n posisie van heiligheid wat gekom het net op grond van Jesus, maar nou is daar 'n proses van heiligheid wat beteken ek en jy moet hierdie goeders begin uitleef in ons lewe. Nou, om dit vir jou op te som, ons proses van heiligmaking of ons proses van heilig wees het geen impak op jou posisie van heiligheid nie. So met ander woorde, ek het 'n posisie voor God as heilig en my proses, so kort soos wat dit kom, beïnvloed nie my posisie van heiligheid nie. Maar as jy geen proses van heiligheid het nie, as jy nie op hierdie aarde probeer om heilig te wees nie, dan is dit 'n teken dat jy geen posisie van heiligheid het nie. Wat beteken as ek nie op aarde wil heilig leef nie, beteken dit dat Jesus het nooit regtig waar iets in my lewe gedoen nie. Dis die basiese beginsel. So hy nooi ons en sê, maar ek het nodig dat julle verstaan dat julle moet heilig leef. As jy nie streef om hierdie proses van heilige lewe in jou lewe te hê nie, dan beteken dit jy het ook nie 'n posisie van heiligheid nie. En daarmee wil hy dan eintlik vir ons sê, streef na vrede en na heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En as ek en jy nie 'n posisie van heiligheid het nie, beteken dit ek en jy gaan nie die Here sien nie. Dis die beginsel. So die eerste ding wat hy vir my en vir jou gaan sê, is hy gaan vir ons sê, streef na vrede. So moenie net jaag vir wraak en die goeders nie. Streef om vrede te kweek by mense. Dis ons verantwoordelikheid om vrede te streef. Nommer 2, streef na heiligheid. En dan die derde ene wat hy vir ons gaan sê, vers 15, sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Mag ons nie toelaat dat bitterheid in ons lewe gaan wees nie. Nou hier is die groot ding. Bitterheid het nogal 'n neiging om 'n blinde kol te wees in ons lewe. So jy kom nie agter dat jy self bitter is nie. Maar mense om jou gaan agterkom jy is bitter.
En ek dink die groot ding is bitterheid gebeur gewoonlik plaas of vind plaas as ek en jy nie die vergifnis van God raak sien in ons lewe nie. Wanneer ons nie dink God sal self wraak neem nie, dan begin ons bitter raak. Ons raak bitter in ons posisie en jy hoor dit. Jy hoor dit duidelik in ander mense. Jy hoor dit in as mense begin en hulle rassisties. Ons ken mos daai stellings. Ek's nou nie 'n rasis nie, né? Maar julle ken mos daai stellings. Dis wat gebeur, is bitterheid. Dis bitterheid wat plaasvind. Kom ek en jy het 'n gesprek vir 'n halfuur, dan praat ons bietjie oor die regering. Dan hoor ek of waar bitterheid uit jou hart uit gaan kom. Dis wat plaasvind. Dis bitterheid. Bitterheid kom uit ons hart uit. Jy hoor hoe kom bitterheid uit mense se hart uit na 'n egskeiding. In terme van wat hulle dink van die ander persoon, wat hulle dink van manne oor die algemeen, bitterheid wat net uit jou mond uitspoel. Jy sien bitterheid wat plaasvind uit 'n vennootskap uit of uit 'n werksverhouding uit, mense by die werk of baas by die werk of wat ook al die situasie is. Gee jou net 'n paar minute en dit wat uit jou hart uitkom, uit jou mond, so uit jou wese uitkom, is bitterheid. 'n Mens hoor dit. En die sad deel is in party geplekke dan beïnvloed ons ander mense om bitter te wees. So ek kom daarso en ek sê, "Jesus Laries, jy gehoor daai Roemien, yes." Nou sy's nice, dit gaan my lank vat om haar af te breek, om bitter te word, maar op die einde van die dag is dit wat gebeur, as ons kom, ons kry oor by iemand, en in daai persoon is daar iets wat resonate, bitterheid, en skielik begin bitterheid groei, en bitterheid word net dieper en groter en erger in ons lewe, en hier is die groot ding, as hy kom en hy sê, dis 'n wortel, hy's onderliggend, jy sien dit nie self raak nie, maar mense om jou beleef dit, en dis hoekom 'n party van julle is, wat met ander mense praat, en jy hoor bitterheid, en partykeer, dan is ons dies wat bitterheid uit ons harte uitkom, en dan wonder ons, hoekom wil mense nie altyd luister na ons nie. En dis die groot ding, is ons besef dat daar's eintlik bitterheid wat in ons hart plaasgevind het. So hy sê, streef van vrede, streef na heiligheid, en geen wortel van bitterheid nie. En dan gaan hy aan vir ons, en dan sê hy in vers 16, dan sê hy so, dat niemand sedeloos wees nie. So sedeloos, ander woord vir sedeloos, is seksueel sonde doen, wat ook al. Dis om basies rein te kan leef. Dis om 'n punt te kom wat ons in seksuele reinheid leef. Nou, wat ek moet wel sê, is ek dink, en onthou weer eens, hierdie lyk baie anders vir manne as vir vroue. Ek dink, een ding wat ek wel kan sê, is oor die algemeen, vir mense, ek dink veral kerkmense, ons is baie vinnig om ons neuse op te lig en te kyk na homoseksualisme en te kan sê, woe, daai is so verkeerd. Woe, julle? Nee, gaga, spoeg, niks. Nee, klaar. En die groot ding is 'n mens maak daai stelling, maar vir een of ander rede dan begin ons okay raak met seks voor huwelik. Of pornografie raak okay, of ons stellings oor saambly is net fine. Hierdie is ons krisis, is ons begin leef op 'n wêreldse standaard. En dis nie waantoe die Here ons roep nie. Sy standaard is net nie daar nie. Nou, vir manne weer eens lyk dit heeltemal anders. 'n Man se lewe is gedryf vanuit sy seksualiteit uit, groot rol, en ek dink dit het baie skade gemaak in baie areas. Maar hier is die groot ding wat 'n mens agterkom, is 'n mens besef dat selfs in vroue, alhoewel vroue oor die algemeen nie 'n seksuele dryf het nie, is die alleenheid en 'n lae selfbeeld die een ding wat maak dat vroue op strepe val. Dat vroue voel, Jesus, maar ek wil net ja sê, want ek wil die ou laat tevrede wees met my, dalk is ek goed genoeg as ek ja sê. En nie is die krisis, dis wat ons leer vir ons dogters. Ek sit in 'n gesels nou die dag met 'n pastoor. Hy sê sy suster is in Nieu-Seeland en want ons praat toe nou ook vinnig oor die land en mense wat net almal waai. Hy sê ons probleme kan ons nog fix. Ons kan 'n pothol regmaak, ons kan papiere optel, ons kan goeders nog fix in dit. Hy sê daarso sit hy op 'n stadium en ek meen dis hierdie ongelooflike mooi plek, amazing plek, met die 16-jarige dogtertjie bars uit in trane en die pressure van om saam met ander ouetjies te slaap op 16 jaar oud. En dan sê hy, wat doen jy as jou hele samelewing vir jou sê, dis okay om dit te doen? En dan besef ek, ons word nie geroep vir daai standaard nie. Dis nie, ons kan nie okay wees met saambly nie. En jou opinie van dit kan nooit okay wees nie. En jy kan nooit iemand anders te sê, dis alright, bly julle
spaargeldjies nie. Nooit. Ons kan nie compromise op die standaard wat God van ons vereis nie. So, met ander woorde, leef in vrede, streef na vrede, streef na heiligheid, geen wortel van bitterheid nie, en seksuele reinheid in ons lewe. En dan nommer 5 praat van goddeloosheid. So hy sê so vers 16, niemand sedeloos of goddeloos optree soos Esau nie. Nou net voordat jy jouself nou definieer en sê, goddeloos is daai mense wat nie kerk toe gaan nie. Daai goddelose mense. Onthou, met wie praat hy? Hy praat nie so met kerkmense, hy praat met ouens wat kerk toe gaan. En so, goddeloos definieer ek en jy, dat as jy kan leef sonder God vir 'n dag, as jy kan leef sonder God vir 'n dag, dit is chaos, is bedrywige dag, was 'n gejaag gewees, ek kom by die huis, ons moet kos maak, as die kinders uitsorteer, is 'n rowwe dag by die huis, ek wil net rustig wees, vroeg in die bed klim. 'n Dag geleef sonder God. En ek dink dis die ding waarna hy vir ons verwys, is dat ek en jy nie dink goddeloos is die ouens wat net aan die wêreld doen wat hulle wil nie. Dis ek en jy kan in die kerk sit, ons kan so heilig wees en ons kan goddeloos leef sonder God. En dis waartoe hy ons vat. Hy vat vir ons op hierdie journey van hierdie 5 goeters. Streef na vrede, streef na heiligheid, geen wortel van bitterheid, seksuele reinheid en goddeloosheid. Mag hierdie goeters nie wees dat ek en jy soos Esau gryp na die tydelike en die onmiddellike nie. Want hier is die groot ding, dis so maklik. So maklik om in te gee vir hierdie goeters. En die groot ding is ek en jy in ons wese, veral in hierdie ratreis waarna 'n mens leef. Die oomblik wanneer 'n mens in hierdie hele proses gaan, word 'n mens moeg. En wanneer ons moeg is, soos Esau, en voel ek gaan dood en ek het nie meer die kapasiteit nie, en ons verloor ons kapasiteit om weerstand te kan bied, dan gryp ons na die onmiddellik en die tydelik. En hy sê vir ons, maar moenie dit doen nie, want jy gee jou geboortereg op in die proses. Ons het met ons laaste konferensie, toe het 'n ou gepraat oor hierdie einste beginsel, en hy gee vir almal 'n sopbakkie. En hy sê, vat die sopbakkie en sit dit daar op jou tafel, sit dit ernstig in die kombuis, sit dit ernstig waar jy dit baie kan sien en herinner jouself. Moenie gryp vir die onmiddellik en die tydelik nie. Want op die einde van die dag verloor ons soveel meer op grond van dit. En ek en jy doen dit net, ons word moeg. En ons kom op 'n punt dat ons voel nie ons het die kapasiteit nie. Ons gaan net kan bly staan as ons oë vasgenaal bly op Christus. As Jesus die ene is, waarvoor ons tyd maak en by sy hart uitkom, en tyd maak om te gaan rus, en te kan by hom wees van gehoorsaamheid, en ons 'n hele volledige prentjie wat ons moet beleef. Maar op die einde van die dag, kom Hebreërs 12, vers 14 tot 17, en hy nooi ons in, om ontslae te raak van hierdie laste, hierdie goeders wat ons besig is om ons terug te hou, oë vasgenaal op Jesus. Ag Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, Here, om tyd te spandeer in die woord. Mag en ek wil bid, Here, dat hierdie vanoggend net ons gedagtes sal transformeer. Here, dat ons sal besef, Here, dat iewers te faal ons either jaag nie vrede na nie, Here, of ons kom op 'n punt, Here, waar ons net nie heilig leef nie, of ons het bitterheid toegelaat in ons lewe, Here, of ons het okay geraak met seksuele sondes in ons lewens, Here, of ons het op 'n punt gekom wat ons okay is om 'n dag te kan gaan sonder U. Ek wil bid dat ons weer onsself sal herinner, Here, dat ons oë vasgenaal moet wees op U. Here, dat ons ontslae sal raak van al hierdie goeders wat ons terughou. Here, dat ons nie soos Esau sal gryp aan die tydelike en die onmiddellike, Here, maar dat ons regtig waar net sal besef, Here, dat hierdie is 'n lang pad wat ons stap saam met U, en mag ons getrou wees in elke liewe aspek, en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.